Fransmanshoek, naby Vleesbaai, Suid-Kaap. Nou, wat is die geskiedenis rondom hierdie baie mooi en bekende visvangplek, maar ook natuurlik vandag bewaar area met die naam van Fransmanshoek? In 1763, onder leiding van kaptein Roosevelt, is die Franse oorlogskip met die naam van La Fortune op pad van Mauritius af terug Frankryk. Hier by Fransmanshoek, by Vegkop, wat sit in die suidwestelike rigting, in Kaapstadse rigting, gooi hulle anker met al 441 bemanningslede aan boord, met die doel om by die varswaterfontein, wat vandag nog daar is, uiteindelik vars water te gaan kry vir die reis wat voor hulle lê Frankryk toe. Maar dan druk 'n sterk oostewind hulle in die rotse in en die skip lei uiteindelik skipbreek. Die skip sink en meeste van die goedere wat op die skip was, word gered, behalwe vir die sogenaamde 56 kanonne. En dan uiteindelik kan ons onsself nou indink, dis op die 11de September 1763 wat hierdie gebeurtenis plaasvind. En nou is dit hierdie klomp soldate. Die geskiedenisboeke verskil, maar dit lyk vir my of dit 400 soldate was en die ander 41 was waarskynlik net bemanningslede van hierdie Franse oorlogskip La Fortune. En hulle is nou hier aan wal met al hierdie goed wat op die skip was, al hierdie goedere wat hulle waarskynlik van Mauritius en elders afgebring het, waarmee hulle op pad Frankryk toe was. En nou sink hierdie skip. Nou kom hulle hier ten walle. En uiteindelik het hulle toe met die plaaslike mense begin handel dryf. En uiteindelik het die boere hulle toe ook gehelp en vir hulle perde gegee, soos sê die boekie daar by die punthuisie op Fransmanshoek vir ons. En toe het hierdie 400 soldate en die bemanningslede wat saam met hulle was, is hulle te voet of te perd Kaapstad toe, en hulle daar, wil ek amper sê, deur aansluiting gevind, en toe is hulle uiteindelik verder Frankryk. Maar die naam kom juist vandaan, want vir hierdie ruk, ek kan myself indink dat hulle ten minste vir 'n dag of 2 of 3 of dalk vir weke of 'n maand of so eers hier gestrand was op Fransmanshoek, voor hulle uiteindelik al hulle beserings gedokter het, wil ek amper sê, en toe van daar af verder kon gaan. En daar het natuurlik handeldryf plaasgevind en die plaaslike bevolking het hulle waarskynlik gehelp met kos ensovoorts. Maar so wat gebeur het is, toe het onder die plaaslike bevolking die plek waar hulle gestrand het, waar die skip gesink het en daar waar hulle waarskynlik kamp opgeslaan het, bekend geraak as die hoek waar die Fransmanne is. En uiteindelik Fransmanshoek. Dit is uiteindelik waar die naam Fransmanshoek vandaan. Nou so 'n bietjie verdere geskiedenis wat interessant is, soos ek genoem het, was daar 56 kanonne op die skip gewees. En tot vandag, toe eers in die 1930s is daar een van die kanonne gekry, een of twee, en toe weer in die 60s, en onlangs 2011-12 is daar weer 'n 4de kanon gekry. So tot vandag toe is daar nog net 4 kanonne gekry. Nou, as mens vandag Fransmanshoek toe gaan, dan kan mens daar by die punthuisie, dit was vroeër maar net 'n vissershuisie gewees, en toe het hulle dit omskep, so 'n tipe van 'n informasiesentrum. Daar binne kan mens een van die kanonne ook sien, en so 'n bietjie ander fauna en flora wat uitgestal. Nou, dis baie interessant dat met hierdie 56 kanonne daar tot vandag toe nog net 4 gevind is, en dis hoekom die gedeelte waarna ek nou ook verwys het, in Vegkop se kant toe, vandag is daar 'n klein plekkie ook met die naam van Kanon, en daar word ook van die kanonne uitgestal. En dan natuurlik wat verder baie interessant is dat die verdere geskiedenis van Fransmanshoek is dat dit in 1994
is dit een van die eerste bewaargebiede, of nie een van die eerste nie, die eerste bewaargebied in die Wes-Kaap, Suid-Wes-Kaap, hulle die oudste bewaararea in die Suid-Kaap of die Suid-Wes-Kaap maak. Dit maak dit net nog meer spesiaal. So Fransmanshoek is baie mooi om te sien. Ek weet is baie bekend vir visvang, die vissermanne ken dit goed en groot visse word daar uitgetrek en daar's net iets, wil ek amper sê, wat 'n ou weer trek daarna toe om weer terug te kom. 'n Baie mooi area, mens kan daar gaan piknieke, mens kan daar gaan braai en dit is ook deel van die oestervanger staproete wat 'n groter stapgedeelte is wat in Mosselbaai begin en uiteindelik ook verder gaan en rondom Fransmanshoek het dit vir my gelyk is daar ook ander gedeeltes wat mens kan besoek en is daar ook ander verdere stap roetes. Maar goed, so dit is so 'n kort geskiedenis van wat mens by Fransmanshoek kan sien en wat die geskiedenis rondom die plek is.